is. Okay? Ek wil iets baie belangrik nou sê vir julle. Iets baie belangrik. Okay? Ek het vir julle gesê, aan die begin, Suster Rita, toe sê ek persoonlik hoor nie meer baie Sewendedag Adventiste predikante of selfs broers wat kom preek of susters wat praat oor die wederkoms van Christus nie. Ek hoor dit nie meer baie nie. Okay? En ek het gesê, ek is self daaraan skuldig. Dit is my eerste keer nou in 'n jaar en 6 maande wat ek amper hier is. Nog nie heeltemal jaar en 6 maande, nie is nou 'n jaar en 'n paar maande, wat ek môre gaan preek oor die wederkoms. So ek myself is skuldig daaraan. En ek dink een van die redes hoekom, en omdat julle my reg daar so, as julle dink ek is nou van die pad af, en sy pastor nee, dink jy dis waar, kom ons daar vir pastor 'n bietjie reg. So ek dink een van die redes hoekom ons nie meer baie hoor van die wederkom in Christus nie, is nommer 1 dat ons voel dat ons mense nou help om te kan cope, sê Engelse woord sê, met die hier en nou. Want ons praat al so lang met die Here gaan kom en hy kom nie uit nie. So nou moet ons iets predik wat julle kan net kan dat survive nou hier. Daai koms van hom gaan nie nou veel jaar nou ouer praat nou nie, maar ons praat al 2000 jaar daaroor al. Hy nog nie gekom nie. So ons los dit gou uit. Ons praat ook van hoe jy geloof moet hê in die lewe en hoop moet hê en al die ander dinge wat belangrik is. Hoe jy moet saamwerk as 'n eenheid en al die goede. En ons gaan nie meer, hy gaan kom, maar ons hoef nie nog te praat oor dit nie, want hy vat 'n bietjie lank. So kom ons fokus op die ander goed nou. Hoor jy wat ek sê? Ek sê nie ek is reg nie, maar dit klink vir my so volgens die MK. Dat ons moet nou meer kyk, wat gaan ons nou hier help nou? As ons sê dit nie direk nie, maar amper so die Here het ons nog gelos, ons eie genade hierso. So kom ons fokus op hom koms nie, kom ons fokus nog op hoe ons nou gaan survive hier. Op die hier en nou. So dis maar net my idee, né? Ek sê nie ek is reg wat ek sê nie. Okay. Alright. So baie wat ek wil sê en die Here moet vanaand my help dat ek die belangrike ding wat ek wil sê, wil ek graag vanaand sê met die Here se genade. Voor ek begin met die profesie, met die lesing, as jy hoor jel, die woordjie jel, ons sê gewoonlik baie kere, baie mense sê vir hulle vyande, kom ek sê maar eerder so, kom sê nie ons nie, kom sê nie julle nie, ons nie, maar ek dink iemand van julle het al gehoor al, miskien al, sê Emke, dat wanneer iemand kwaad gemaak het, dan sê, mag jy nie hel brand, jy gaan die hel toe, mag jy hel toe gaan, so, en wanneer hulle dit sê, dan word dit gebruik in 'n negatiewe konteks. Dat hel iets is wat baie sleg is. Negatief is. Nou gaan vanaand vir van ons hier binnekant ken die profesie. Ek gaan vanaand dalk 'n paar dinge noem wat jy nog nie gehoor het, dalk miskien nie of so engel gehoor het nie. En van ons hier binnekant het nog nie dalk gehoor van hierdie hel profesie nie, die teksverse nie. Want daar is baie teksverse in die Bybel wat as jy hom gaan lees, dan lyk dit, die skrif sê hierso die vuur gaan ewig brand. Okay, dit lyk as jy 'n paar verse dan nou vanaand kan ek na die moeilike verse kyk wat mense gewoonlik gebruik daar buitekant ons dan Adventist vriende wat sê, maar jy sien die Bybel dan op self, die vuur brand vir ewig. Okay? Dag en nag. Right? So ons het nou die hele week gehoor, jy kan nie 'n lering bou op een vers nie. Okay? Die Bybel sal homself verduidelik. Alright, dis geleer hierdie week. Die Bybel sal homself verklaar, so dit verg 'n bietjie dieper studie. Nou ek weet nie soos terwyl ek kom die Here dit toegelaat dat ons as 'n kerk 'n bietjie dieper moet gedelg het nie. In sekere moeilike profesieë nie. Want die ander dierbares wat die opposite glo wat ons glo, het ook gestudeer en hulle het ook 'n paar skrifte wat hulle nou staaf, hoekom hulle dit glo, dat die vir ewig gaan brand. Hoor jy wat ek sê? Maar as jy nou ons studie gaan kyk en vanaand dan kyk, dan sê jy sien hoe. Wat ons hierso sê wat ons voorhou wat die Bybel sê, maak meer sin.
Nou, ek weet nie kom die Here en selfs met Sabbatprofesie en ander dinge, die toe met dooies, die Here vir ons 'n bietjie meer lig gegee, as ek so kan stel, aan sekere opsigte van sekere skrifte, alright? En ek hou nie net van daai idee nie, want dit bring 'n bietjie vir my 'n bietjie afskeiding en dit bly so aan ons teen hulle. Dis waar. Ons gaan vervolg word eendag omdat ons met hulle verskil. In jou geval. Hoor wat ek sê? Jy moet mooi hoor wat ek sê. Ons Adventiste gaan vervolg word deur ander Christene wat die woord anders interpreteer as ons. So die kerk, Protestante kerk, wat die dier, wat ons gelees het, die geleerde hierdie week is antichrist, die paus, die Protestante kerk gaan die paus sy mag weergee, die wond is genees, en hulle gaan saam met die staat meng, of by mekaar kom, en dan gaan hulle uiteindelik wette deurgee. Ek het hierdie boek hierso voor my. As jy nie hierdie boek het nie, en ek het 'n Bybel op, dan gee jy dit vir iemand, dan vat jy vir my vanaand 'n Bybel in 'n Gootstryd, want die Gootstryd praat baie pragtig van wat ek nou hierso vir u sê. Alright? En dan as u iemand ken wat u wil bless met dit, dat u gaan bid, Here, ja vir my, ek wil vir iemand dit gee wat ons hierdie week geleer het is in hierdie boek. Gratis, die Gootstryd, en dan kan hulle die Bybelteksverse gaan kyk of dit waar is. Bybel verniet en die Gootstryd verniet. Okay? So, ja, is iets wat ek nie verstaan altyd nie. Daar is redes van die goede, maar is eintlik vir my hartseer dat wanneer ek het verstaan vir genoem, my pa as hy Adventiste predikant nie, hy's 'n pastor, my vrou se pa is 'n pastor, nie in die kerk, hy het ook geleer, maar hulle het ander dinge geleer. Wanneer ek met hulle praat, dan sal hulle kan nie vir my aanvat nie, want ek is woord wat ek wil gee. En ek vanaand vir hulle wys. Maar anyway, kom ons gaan aan. Alright. Die Jahwe profesie, die wyn van Babylon deel 4. So, ek weet, dit is 'n bietjie ver vir u om te lees, en ek gaan vanaand weer, om tyd te bespaar, gaan ek nie vanaand, soos Emke, jy my boodskap gekry wat ek gesê het? Gekry, dankie leraar. Okay, so ek gaan vir Emke vra, om 'n paar, sister Valerie? Net sien daaronder op slide sit daar so 'n TV-kie daar by se skerm groot. Op die waar is daar so 'n TV wat bestaan staan. Ja, dis TV bestaan. Hy is die enige. Sê hy nie. Hy sê slideshow. Dit is enige net langsaam. Kan jy so ver sien? So net daar staan skies toe. Sê. As hy daar. Dis wel nou sien. Nog wel vorentoe gaan. Okay, is alright. As dinge kan sien. Ek het vir sy Emke gevra om 'n paar teksverse te lees uit die Bybel uit. Net om seker te maak, u gaan nie dink pastor het vanaand sy eie teksverse nou hierso vir my gegee nie, vir ons gegee nie. Ek weet u vertrou my, maar ek wil net hê sy gaan so 'n paar lees. En in die ander gaan ek lees, okay? Dit vir tydsonhaalwe. U moet nog gaan soek om die blaaie gaan soek net nie. Die presentasie gaan ek beskikbaar maak, soos ek beloof het. Okay, ons sal elke aand se presentasie beskikbaar maak vir julle. En dan kan julle dit ook deel met julle familie en vriende. Alright? Gaan deur dit weer en as hulle verstaan, dan kan jy begin dit deel. So as hulle vra, dan kan jy vir hulle antwoord self of net sê my pastor is pastor Odison se nommer, Paskitas en vra maar vir hulle. As 'n bietjie vra 'n bietjie te swaar raak, Suster Rita, né? So ons begin. So in baie godsdienstige tradisies, Christelik en heidens, as die hel 'n plek van lyding en straf in die hiernamaals. Okay? Dis 'n plek van onophoudelike pyniging wat diep in die aarde geleë is iewers. Okay? Dis nou wat meeste van die kerke vandag wat jy kan glo. Okay? Dit is die woonplek van Satan en sy demone. So hulle heers vanaf daardie plek diep onder die aarde. Hulle is daar. So af en toe los hulle die hele bietjie daar uit. Dan kom hulle bietjie na ons in die aarde toe en hulle treiter ons hier op die aarde. Versoek ons vir jou naam, jong mense,
mooi stil sit, né? Okay? So hierdie Gehenna konsep, daardie woordjie Jal, as ons nou vanaand kyk 'n bietjie na daai konsep, gaan nou 'n bietjie na die woorde kyk van Jal in Hebreëus en die Grieks. En so hierdie Gehenna konsep, soos meeste ander godsdienstige sienings, is deel van Babylon se wyn oorgedra en gepropageer na meeste moderne beskawings. Maar vanaand wil ons nou leer wat die Bybel sê. As u 'n katholieke lid is of agtergrond het, dan sal jy hoor hulle praat van 'n vage vuur waar jy na toe gaan en as jy nou bietjie as ons nou vir jou bid en genoeg geld betaal, eintlik gaan nou meer geld betaal, kan ons nou weer dan ten minste bid dat jy dan na paradys toe gaan, na die hemel toe gaan, né? In kort, dis wat hulle glo. Maar kom ek stop gou daar om te sê die dwaling rondom hierdie profesie, die Jal. En in feite al die ander profesie, Sabbat profesie, gaan eintlik meer oor God se karakter wat aangeval word deur die vyand. Want as jy mense kan oortuig om te glo in 'n God wat mense vir ewig gaan brand, dan hoop jy hulle gaan bang raak vir die God wat so vreesloos is, wat so, jy liewe man, jy liewe 20 jaar, 15 jaar, van hierdie jong mense hierso, hulle is nou jong, maar hulle verstaan nou wat is reg en verkeerd. Hy het nog nie doodgemaak soos Hitler hulle nie. Hy het miskien geleens vertel. So moet hy ook nou, hy is 15 jaar oud, moet hy ook nou vir ewig brand, het 15 jaar gelewe. Moet God hom vir ewig nou brand in 'n Jelse vuur? As dit 'n God van liefde? As dit 'n God van regverdigheid? Soos die Bybel sê, hy's just, hy's 'n regverdige God. Okay, dit maak nie sin nie, so we na kyk. So die gedagte van, okay, die vage vuur ook storie en jy weet, jy kry nog 'n kans, so daai mense, soos Emke, sê vir myself, okay, ek kan dat nog lewe soos ek wil lewe. Maar dan die priester sê, hy is nog hoop vir my. As 'n vage vuur, as 'n tweede kans. As ons saam. Okay, so is baie interessant, want die eerste leuen van Satan aan die vrou, hy het 'n paar leuns vertel en een ding het hy vir haar gesê wat waar is, okay? So die een leuen meseen wat hy vir haar sê is, hy gaan gewis nie sterwe nie. Yes. Hy sê vir haar van die vrug, hy vra vir haar vraag omtrent die vrug, sy sê God het gesê moet van die vrug eet nie, hy sê vir haar, hy leef, vertel vir haar alleen, sy sê gewis nie sterwe nie. So hierdie gedagte van nooit sterwe nie, kom van Satan af. God het gesê, jy gaan sterwe. Ja. So nou nog kom die leuen wat nou sê, dat sou jy nou selfs dood is, as er nog 'n kans vir jou eendag om te kan in 'n vage vuur in te gaan en ons kan vir jou genoeg geld betaal, en gaan die regte dinge doen vir jou om jou einde te kry in die hemel. Al jou hoe gelewe sou jy wou gelewe. Okay, is alles Satan se plan om ons van God af te skei. Alright? So wat leer die Bybel oor die Jal? Wat leer die Bybel oor die Jal? So 10 keer kom hierdie woordjie Jal voor in die Nuwe Testament, 8 keer in die Evangelies. Die Evangelies is net Markus, Matteus, Lukas, Johannes, 1 keer in Jakobus en 1 keer in Petrus. Okay? En dan die pool van 4 word 5 keer genoem in Openbaring. Alright, ons gaan aan. Hy kom 54 keer voor in die King James Version. 91 keer in die Ou Testament. Gaan jy ook die woordjie Jal kry. Kom ons daar 'n verskil. So die Ou Testament kry jy die woordjie Sheol. Dit beteken ook doderyk. En King James Version sê vir ons, noem dit die grave of die Jal. Die Nuwe Testament noem hierdie woordjie Jal Hades of doderyk. Luister mooi, so daar's 'n verskil. Gehenna as die Griekse woord daar in die Nuwe Testament vir Jal. En Gehenna was genoem gewees die vallei van Hinnom. En dit was genoem, wat was geleë gewees, was genoem die ashope buite Jerusalem was genoem Hinnom. Dit was 'n plek van vlamme en vernietiging. So die Afrikaanse ou vertaling
is konstant vertaal en nie wisselvallig soos die King James Version weergawe gee vir ons nie, né? Hy twee woorde nie. So Sheol en Hades word altyd as doodryk vertaal. Kyk, Gehenna word altyd as hel vertaal. So, ons gaan van Openbaring 21 toe, die poel en die tweede dood. Vers 8 sê vir ons, Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan, en die ongelowiges, en gruwelikes, en moordenaars, en hoereerders, en towenaars, en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel, dit is die tweede dood. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. Baie interessant, dit is die tweede dood. Die eerste dood, as iemand van ons nou sterf, dan sterf jou eerste dood. Okay? Wanneer die Here gaan terugkom, so later gaan die skrifte vir julle lees, kom hy terug, kom ek sê so, die Here kom haal sy kinders, die wat nou gesterf voor hy gaan kom, bly dood, die bly in die graf, die bly slaap, okay? Die Here kom terug, na 1000 jaar in die Bybel gaan die kinders van die Here, saam in die nuwe Jerusalem wees in die hemel, kom terug, af aarde toe, dan word daar iemand dood is, lewendig gemaak. Nou obviously, as jy 1000 jaar later geslaap het, maar as die Here gaan kom, gaan hy wakker maak, die wat geslaap het, wat in hom geslaap het, gaan hy wakker maak, hulle gaan hom hemel toe. Maar as jy nie die Here gedien het nie, en die Here kom, gaan jy 1000 jaar later slaap. As julle saam met my. So nou kom die Here terug, soos Rita, en nou maak hy die goddelose wat dood is, maak hy wakker. En ons gaan nou vanaand sien hoe hulle die verterende vuur van God, wie hy ook is, van later sien wat die Bybel van praat, van God is die verterende vuur self, maar dan gaan ook letterlike vuur gaan die Here gebruik ook om die mens te verdelg, maar hy homself is 'n verterende vuur, so later daarna kyk. Maar dan sterf hy die tweede keer, as die Here kom met sy teenwoordigheid, en met vuur, en dis die tweede dood. Okay? En jy gaan nie meer lewe na daai nie. So jy gaan nie na 'n hel toe waar jy ewig gaan brand, jy sal vanaand dit sien, wat sê die Bybel. Okay. Jy moet 2 keer lewe, my seun, of jy gaan 2 keer dood. Die eerste keer wanneer jy gelewe, is wanneer jou ma geboorte skenk, luister baie mooi vir my, die tweede keer wanneer jy moet lewe, wanneer jy lewe, is wanneer jy die Here Jesus Christus, wie die lewende woord is, wie die weg, die waarheid en die lewe is, aanneem, wanneer jy gedoop word, dan is waar jy weer lewe. Julle hoor dit nog gesê, né? Geboorte is 'n babatjie, en dan moet jy weer gedoop word. As jy weer gedoop word, begin jy eintlik eers regtig te lewe, want jy gee jou lewe vir Jesus. Okay. As jy nie 2 keer, as jy nie weer gaan lewe en jy gedoop gaan word nie, gaan jy 2 keer sterf. Ander woorde, jy gaan sterf voor die Here gaan kom, as die Here nou gaan kom, jy nog nie dood gegaan nie, gaan jy in 'n geval dood neerval. En wanneer hy weer gaan kom, en hy vernietig jou met vuur, dan gaan jy weer sterf. Maar jy 2 keer gebore word, eerste keer jou mammy vleeslik, en tweede keer geestelik met gees en water, gaan jy nie weer dood gaan nie. So is baie belangrik dat jy moet 2 keer lewe. Okay, ek hoop dit maak sin die kan ek nou wil verduidelik. Okay, so wat is die dood? Die dood in God se terme is slaap. God sê, Lazarus slaap, en toe sê hy, dat hulle nie kan die mekaar raak nie, hy is dood. Okay? So as jy slaap, kan jy mens opgewek word. Kom ons luister wat sê die Bybel vir ons oor die tweede dood. 1 Korintiërs 2 vers 11.
Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Okay? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. So wie gaan hel toe? Openbaring 20 vers 10 sê vir ons, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp. Nou ek het voorheen vir hulle gesê, die oorgrote meerderheid van die Christen geloof sê, tans iewers in die aarde, diep onder die aarde, is daar 'n hel, my boeta, en die duiwel is daar met sy vrik, en hy draai jou lekker om haar so, en hy brand jou lekker, en as jy ongehoorsaam is en jy gaan dood, gaan jy hel toe. As jou mammy of papi of familie die Here dien, en hulle sterf nou, gaan hulle hemel toe, God het 'n roos kom pluk, en hy is in jou mammy se naam by die liewe Jesus. Né? Dink wat maak nie sin nie, né? Maak nie sin nie, my kinders is nog klein. As ek nou moet doodgaan en my vrou sê vir hulle vra waar is daddy nou? Kom ons aan dood. Nee, hy is by Jesus. Jesus het hom haal. Maar ek moet vir hulle sorg, my vrou werk nie. Ek moet vir hulle sorg. Wie gaan nou vir hulle sorg as ek Jesus my nodig het in die hemel? Dit maak nie sin nie. Ons gaan nou kyk wat die Bybel sê. Okay? Maar ek sê nou vir julle, die meeste begrafnisse as jy na toe gaan, waar jy al was by en na toe gaan sê, hier's nou 'n roos gepluk, die moeder kyk nou van die hemel af op neer op ons nou. Want Jesus het nou die persoon nodig gehad in die hemel, hy is nou die persoon is by Jesus in die hemel nou. Okay? Het klink baie mooi en mense weet baie kere nie dat hulle 'n verkeerde lering deurgee nie. En daai lering kom as gevolg van as 'n vyand wat wil hê God die Vader moet gekyk word na iemand wat nie reg liefde is nie. Want hoekom as God vir my lief is, hoekom kom haal hy my mammy dan of my pappa vir wie ek vir lief is? So die duiwel bring 'n leuen in die kerk in, baie leuns, om ons God te laat betwyfel oor wie hy sê hy is. Hy sê hy is liefde, hy is regverdig. Okay? So moet nie verloor vanaand en ek gaan baie belangrike dinge vanaand vir julle sê. So moet luister baie mooi aandagtig, want julle met julle mammy en papi gaan regjaag by die huis en sê nee, ouma is nie in die hemel nie. Ouma wag vir Jesus. Ouma slaap. Die Bybel sê so, ek gaan skryf vir die skrifte waar dit staan. Okay? So jy sê in Openbaring 20 vers 10 vir ons, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp. Wie gaan jou toe? Daar sê, praat saam met my, né? Openbaring 20 vers 15 sê, en as dit bevind is dat niemand opgeskryf was in die boek van die lewe nie, as hy in die poel van vuur gewerp. Hier kom 'n tweede gedagte na vore. Eers het die Bybel gesê die duiwel gaan en sy engele gaan, die duiwel gaan daar geneergewerp word. Nou sê die Bybel, as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. So as eerste, wie gaan jou toe? Tweedens, wie gaan ook saam hulle? Ongelowiges. Wie se naam nie in die boek van die lewe is nie. God het 'n boek in die hemel wat hy alles neerskryf wat jy doen. Elkeen van ons hier binnekant het 'n boek wat alles op rekord plaas wat jy doen, het sy goed of sleg. Okay? Wees saam met my, né? Nou, wie gaan jou toe? Die boek van Judas hoofstuk 1 vers 6 sê, en die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So wie is nou aan 'n derde groep nou wat jou toe gaan? Wie is hulle? Daar is my kind, die gevalle engele. Dis reg. Mooi lees vanaand, né? Nou, as die engele nie reeds in die hel nie, ek het vir die voorheen gesê, die mense sê die engele is in die hel, en die duiwel is in die hel, en hy wag vir ons wat ongehoorsaam is om ons te brand daar vir ewig. Wat sê die Bybel vir ons? Is dit waar of is dit onwaar? 2 Petrus 2 vers 4. Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Die oordeel in bewaring gehou te word. Daar kom nog 'n oordeel. Hulle is bewaar vir 'n oordeel wat gaan kom. Maak dit sin? Okay. Ek wil nie te lank stil staan nie, maar daar's ander dinge wat ek wil graag wil noem.
wat baie belangrik is. So dis met 'n ander woord, daai Griekse woord, daai 5 woorde in Grieks is tartaros. Tartaros, sal die Grieks sê, tartaros. So is the deepest abyss of Hades. So hulle is in die diepste duisternis gewerp, as hulle gewerp, né? Wanneer gebeur die hel? Wanneer pastor, jy sê die hel is nog nie hierso nie, nou wanneer gebeur die hel? Judas 1 vers 6 sê vir ons, die oordeel van die groot dag sal nog kom. As jy gaan verder lees daar, is nog op pad om te kom. Openbaring 20 vers 7 tot 10 sê, die hel gebeur wanneer God vuur gaan, die mens met vuur gaan vernietig. Onthou julle met Noag, julle van Noag in die Bybel gehoor? Wat het gebeur met Noag se tyd? Wat het gebeur? Het kan nie wees nie. Wat het gebeur met Noag? Jy het gehoor met Noag al. Wat het gebeur met Noag? Okay, julle is nie met my nie. So die God het die wêreld met water vernietig, die mens met water vernietig, water, 'n vloed. Okay? Nou sê die Bybel, God gaan nie meer die mens met water vernietig nie. Noag en sy familie was gered gewees in 'n ark, groot ark gebou. Die Bybel sê die tweede keer wanneer God die mens gaan vernietig, sonde is eindig aan sonde gemaak. As is eintlik die hoofding, sonde moet vernietig word. Sal later daarna kyk, gaan dit met vuur gebeur, sê die Bybel. Tweede keer, nie met water weer nie, met vuur. Okay. So na die 1000 jaar gaan, sê die Bybel in Openbaring 20 vers 7 tot 10 sal die hel plaasvind. So 'n hel kan nie nou reeds wees nou nie. Ek kan nie nou 'n hel wees nou nie. Die Bybel sê duidelik vir ons, as jy gaan lees Openbaring 20 vers 7 tot 10. Kan jy van al die verse lees nie? Ek sal vir julle die PowerPoint slides gee, dan kan jy gaan kyk na die verse. So wat is die hel dan? Openbaring 20 vers 9 jaar vir ons om te sê, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal. As ons nou saam? So Jesus het gekom, hy het klaar gekom, sy kinders kom haal, ons wat vir hom gelief gehad het, het hy verander in 'n oogwink. Die wat alreeds dood was, wat in hom geslaap het, wat in hom geglo het, het hy opgewek. Die wat hom nie in hom geglo het, het gebly lê 1000 jaar lank om te lê in die graf, dood. Okay? Hy kom nou, ons gaan die hemel toe vir 1000 jaar, hy kom terug, en nou gebeur dit, wat hulle, die Bybel sê vir ons, die nuwe Jerusalem het neergedaal van die hemel, het in die hemel uitgeneergedaal, en nou kom, wek die Here die goddelose weer op, en maak hulle wakker. Okay? Die wat nie gered is nie, maak hulle weer wakker, boeta. Hulle lewe nou weer, né? En hulle, met Satan, en Satan se engele wat verlore is, het nou gekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel. So 'n stad kom met die hemel neergedaal. God maak 'n goddelose wakker. Iewers in die Bybel gaan julle lees van 'n Gog en 'n Magog, né? Maar dit mense wat verlore is, né? En hulle omring die stad. En hulle is baie meer as die mense wat in die stad is, en hulle kan deur die stad ook sien. Want die stad is pragtig. Sê gou, wat is dit weer van hulle? Transparant goud gemaak. So ek kan miskien dalk wees, boeta, dat jy vir my sien, en ek is buite die stad, en pas is so mooi gepreek daar in Concordia, en jy sien haar staan ek aan buitekant, jy sien jy vir my. Né? Want jy gaan nog weet, jy gaan nog mense kan ken. Ek hoop ons auto's in die stad, né? Ons is nie buitekant nie, né? Okay. So, nou omsingel die stad, alright? Nou, die vyand wil hê hulle moet die stad aanval. Satan sê vir hulle, kyk, ons is meer as hulle. Onthou julle die breë pad, die Bybel sê as 2 paaie. Breë pad, as baie daar op wandel, is lekker jolly ride, lekker tik en lekker daar, lekker verkeer, lewe, lekker man, is nie boring mos nie man. Almal is daar so breë pad, né? Hulle moet nou die nou pad is boring, as die Christen is boring te wees. So hulle is baie meer as die wat in die stad is. En so Satan oortuig hulle om die stad aan te val. Ek gaan nou nie vanaand vir jou wys waar dit staan nie. Ek wil vir jou 'n boek gee wat jy moet lees. Boek
woestijn was die groot stryd, né? En hy's 'n Bybel wat ek vir jou wil gee, né? En vir jou kan jy by die huis gaan studeer. En hulle wil die stad aanval en hulle is meer as die mense wat in die stad is. En nou sê die Bybel, vuur het van God uit die hemel neergedaal. En hulle verslind. Luister mooi. Hulle wil die stad aanval, die mense wat verlore is, want hulle is meer as die mense wat in die stad is. Satan kry dit reg om hulle weer eens te kan verraai, te oortuig om te dink, hulle gaan God se stad oorvat. Nou, hulle is om meer as God se kinders, okay? En God het vuur uit die hemel neergedaal, sê die Bybel, en hulle verslind, Openbaring 20 vers 9. So wat bly oor, ek gaan nie 'n vraag vir julle vra, wat bly oor as iets verslind word? Niks nie. Die kinders het vandag die kos verslind diep in die kerk. Dit is wel lekker gewees as Sister Rita vrou gemaak het. Alles verslind, né? Het niks oorgebly nie. Niks. Hoe lank hou die hel aan? Ons kyk nog 'n skrif, nie een skrif vat nie, nog 'n skrifie vat, né? Maleagi 4 vers 1 tot 3. Want kyk, luister mooi, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Die Engels sê, hy wil die stoppel sê ashes, there will be ashes under our feet. As. Wat is as? As jy nou hout brand, met die as oor, né? Kan jy die as in die brand steek? Dit kan nie. As hy smart, dit kan nie. So, luister mooi. Want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. Hulle gaan as wees. Daai word die stoppel 'n as. Hulle bestaan nie meer nie. As ons mee saam. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Nou ek wil nie nog te veel uitbrei nie. Ek wil die Bybel met self praat. Ons gaan vinnig aan. Okay? Maleagi gaan verder en julle luister, gaan verder. Suster Emke, wat het gevra jy moet lees? Is dit hierso? Presies. Is dit hierso? Hierso vir my vers 3. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskare. Dis vers 3. Gaan nou vir u vra om nog te lees. Hoor jy wat sê die Bybel? Die goddelose gaan stof onder hulle voete wees. Hulle is dood, hulle is uitgebrand. Hulle brand nie vir ewig in 'n hel iewers nie, sê die Bybel. Ons gaan aan, Suster Emke. Okay, kom ons lees weer Psalm 37 vers 20. Maar die goddelose sal omkom en die vyande van die Here, soos die pragt van die weivelde, hulle verdwyn soos rook. Hulle verdwyn. Nou sê 'n ander skrif, ek gaan vir julle 'n paar nog gee wat in harmonie is wat die Bybel leer van die profesie. Kyk, hulle het geword soos stoppels. Vuur het hulle verbrand. Stoppels is weer as, né? Ek het gesê is as, okay? Hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie. Dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie. Hulle is vernietig. Okay, dan ons kry die boodskap nou. Ons gaan nou kyk na 'n paar verse wat klink asof hulle vir ewig gaan lewe. Gaan ons mooi verduidelik vir julle, né? Nog 'n versie wat sê vir ons, Obadja 1 vers 16, want net soos julle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurig deurdrink. Ja, hulle sal drink en swelg en word as hulle nooit bestaan het nie. Wat die Bybel hier vir ons sê is, as mense, nasies, wat altyd net gedrink het, party gehou het, niks met God te doen gehad het nie, die Bybel sê, hulle tyd kom, hulle nie meer gaan bestaan nie. Dis die gedagte, man, hulle gaan nie meer bestaan nie, hulle gaan nie meer in 'n hel lewendig gehou word en vir ewig gebrand word nie. Okay? Ons luister wat sê 2 Tessalonisense 1 vers 9.
Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf. Ewige verderf. Verderf beteken hulle is vernietig. Okay? Weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Die King James Version sê everlasting destruction. Filippense 3 vers 19. Stem saam. Hulle einde is die verderf. Dis die goddelose nou wat men praat word. Hulle God is die buik, God in klein letters. Hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. En so jy kan net verderf tot jy wegverderwe het. Okay? So, pastoor is hel dan nie vir ewig nie. Wat sê Judas 1 vers 6 en 7 vir ons? En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So Sodom en Gomorra, dis twee stede gewees in die Bybelse tyd, né? Die goddelose stede. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf, luister na die volgende nou, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan het. Nou gaan ons daar stop. Van julle ken die storie van Sodom en Gomorra, miskien van julle kinders ken die storie nie. Julle hoor van Sodom en Gomorra van Lot se vrou wat 'n soutpilaar verander het in die Bybel. Ja, dis eerlik. Dis eerlik met my manier, as jy moenie skaam as jy is fyn. Dis om hulle vanaand hier is, né? By the way, julle is nie vanaand per toeval hierso nie. Julle is vanaand met 'n rede vanaand hier om hierdie Bybelwaarheid te kan aanhoor. Glo vir my, God het jou nie gestuur hiernaartoe van nie hiernaartoe nie. Okay? So, ek moet vir hulle agtergrond gee, hierbaar is hulle nog nie weet waarvan ek praat nie van Sodom en Gomorra. Okay, so ek probeer nou weer vinnig maak nou hierso. So, Sodom en Gomorra is twee is goddelose stede. Okay, hulle is van die pad af, erg van die pad af. Okay? En God stuur sy engele daarna toe om vir hulle te sê, om vir Lot te sê, Lot is ook iemand, kom ek sê, iemand God se kinders gewees wat ook maar afgedwaal het. Okay, Abraham sy oom en gaan sê vir Lot, hy moet uitkom maar, hy stad dit, want God gaan hulle, hy stad vernietig met vuur. Okay? Gaan fast forward, want baie dinge uit daar nou hierso, vinnig fast forward. Hulle wil nie uitgaan nie, hulle moet hulle amper uitslaan, uitforceer uit die stad. Hulle hoor die engele sê, God gaan die stad vernietig. Hulle is so lief geraak vir die plek, vir die liewe, vir die lekker lewe en die mooiheid, dat hulle nie eens hulle liewe wil red nie. En die engele moet hulle se ware uitforceer daarso. En Lot se vrou is so lief vir die stad, dat sy, engele sê, moenie omkyk nie, God gaan nou vuur hier op die mense, op die stad, moenie omkyk nie. Sy is so lief vir die stad, sy is so lief vir die plesier van die lewe, dat sy omkyk en sy raak 'n soutpilaar. Sy verander in 'n soutpilaar. Okay? Right. So, nou sê die Bybel, so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Ewige vuur. Nou, as jy gaan na die plek toe, waar Sodom en Gomorra was, gaan jy sien dit brand nie meer daar nie. Maar die Bybel sê, die Bybel noem dit die ewige vuur. As 'n rede kom ek dit nou vir julle noem, en ek gaan dit later aan mekaar beklemtoon, julle moet nie my verkeerd verstaan nie. Met my wees nou, né? Ewige vuur het hierdie plek ondergaan. Ons gaan aan. So ek het vir hulle die vraag, natuurlik brand Sodom en Gomorra nog vandag. Die antwoord is natuurlik nee, ek het nou vir hulle gesê dit brand nie meer nie. Het klaar gebrand. Maar die Bybel noem dit ewige vuur, wat dit brand vir ewig, ewige vuur. Wat beteken ewige vuur? Nou hy vraag beantwoord. So nee, die twee stede het gebrand totdat hulle uitgebrand was. Die gevolge van hy vuur is ewigdurend. Jy kan nie stop nie. Dit is 'n ewige vuur. Geen water, maak nie soveel water het nie, gaan dit nie kan uitblus nie. Die effek van die vuur is ewig, nie die vuur self nie, die effek van die vuur, wat die vuur het.
Daar is geen terugkeer van die vuur se verbranding nie. 2 Petrus 2 vers 6 sê, en deur die stede van Sodom en Gomorra, luister nou mooi, hier Petrus vir ons nou. Ek het hulle gesê in die begin, jy kan nie een teksvers vat nie, want die Bybel gebruik om homself te verduidelik. Iewers gaan die Bybel 'n bietjie meer lig gee, 'n bietjie meer uitbrei oor 'n vorige vers. So nou Petrus vir ons hierso in 2 Petrus 2 vers 6, hy sê, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand. Nou sê hy nie meer ewige vuur nie. Hy sê, Petrus sê vir die volk daar, so skryf hy, God het hy stad, hy het 2 dorpe gebrand tot as. Nou die Bybel vir ons. Bybel gaan homself verduidelik. Hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Sodom en Gomorra het tot as verbrand en dien as ons voorbeeld vanaand, geliefdes. Wat gaan gebeur aan die einde met die goddelose? Dus wil ek sê, wat jy wil inbring so lank voor ek verder gaan? Jy moet net vir my hand opsteek asseblief. Ek weet jy gaan ons mooi help. Hoe lank is vir ewig? Nou, gaan ons weer vir 'n jaar. Die Bybel praat baie keer 'n sekere taal aan. Wonder jy maar wat wil die Bybel vir ons sê? So dit klink 'n bietjie onduidelik, maar dan gaan ons vir ewig. Wat beteken vir ewig in die Bybel? 1 Samuel 1 vers 22. Luister mooi. Die Bybel sê in vers 22, het Hanna nie opgegaan nie, maar sy het aan haar man gesê, eers wanneer die seun gespeen is, dit is nou Samuel, né, sal ek vir hom bring, dan dat hy kan verskyn voor die aangesig van die Here en daar vir altyd bly, vir ewig bly. Sommige vertalings sê vir ewig bly by die Here. So hy gaan vir Samuel, sy seun gaan sy offer vir die Here. Sy gaan hom as tempeldiens, as 'n priester, hy het 'n priester geword, en 'n profeet. OK. So die woordjie vir altyd bly in Hebreëus as die woordjie olam. OK? As eintlik hy woorde is 3 woorde in Afrikaans, maar eintlik 1 woord in Hebreëus. Olam beteken vir altyd, vir ewig, tot in ewigheid. En sy het ons lees aan in vers 11, Bybel sê vir ons, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmag aansien en aan my dink en u diensmag nie vergeet nie, maar u diensmag 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. So hier sê sy nou, wat beteken vir ewig? So jy moet aanlees. Dan kan die Bybel homself verduidelik. Dit is vir ewig, nou sê sy al die dae van sy lewe. Dit klink nou 2 different goede mos nou. Met al die dae van sy lewe beteken maar solank hy gaan lewe. Al die dae van sy lewe, as hy 100 jaar oud is en hy sterf, dan sy lewe verby. So dan kan jy mos met die Here mos weer sê vir die Here tempeldiens doen nie. Dit mos nie daar nie. Okay? So as 'n rede kom pas die goed verduidelik, dan gaan later sien. As 'n paar verse wat die mense daar buite gebruik om te sê, so die Bybel sê vir ewig gaan hulle brand. So wat aan. So Hanna het verstaan, saam met sy mammie wat hoe gebid het vir die Here vir 'n kind. Sy het verstaan dat vir ewig beteken solank as wat haar seun sal lewe en nie vir die eindelose jare van die ewigheid nie. Ons gaan net een vers gebruik, gaan nog 'n ander vers gebruik. Eksodus 21 vers 5 en 6. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my Heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as vry man weggaan nie, dan moet sy Heer hom na die owerhede bring en hom by die deur of by die deurpos bring en sy Heer moet sy oor met 'n els deurboor, daarna moet hy hom vir altyd dien. Daar is die woordjie weer olam, vir altyd dien, vir ewig dien. Vir altyd dien, vir ewig dien. Wat beteken dit? Ons gaan na Dawid toe. Psalm 30 vers 12 en 13. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer u kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek u loof. Vir altyd, vir ewig.
Okay. Psalm 115 vers 17 en 18, die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie, maar ons sal die Here prys van nou af tot in ewigheid. Halleluja. David sê, vir ewig is so lank soos wat hy gaan lewe. Want hy weet, as hy dood is, gaan hy nie langer die Here kan loof nie. Okay? Dit is nou eenvoudig. Vir ewig, vriende, volgens die Bybel, is so lank soos wat die wese sal bestaan. Maak dit sin? Vir ewig was vir Samuel, David en selfs slawe so lank soos wat hulle sal lewe. Maar nou gaan hy met sy pastor, wat van die versie waar die Bybel sê dat die hel oneindig is? Sê die Bybel nie die hel is oneindig nie. Ons kyk goed daarna. Openbaring 20 vers 10 gaan ek vir julle lees. En die duiwel, hier kom die moeilike verse nou, wat my vriende in ander kerke gebruik om te glo en te leer dat mense vir ewig gaan brand. So nou gaan ek 'n paar moeilike verse gebruik en kyk wat sê die Bybel sê dit, Suster Rita, né? Of dit wel so is. Is ons nou saam? Nou moet jy nie verloor nou nie. Okay, ons is baie belangrik, moet nie verloor nie. Openbaring 20 vers 10 sê, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal, luister, dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Sê my seun, ek sit baie indagte vanaand in my luister, ek hou daarvan. Ek kyk mooi na my paas toe. Ek is beïndruk. Dag en nag gepynig word die duiwel in die valse profeet. Dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Pastor, hy sê Bybel duidelik vir ons hierso. Hulle gaan dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Vir ewig. Ons gaan aan. Joshua 1 vers 8. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan wandel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Kyk, ek gaan nou verduidelik, dit moet met my wees nou. Ek lees baie skrifte en dan gaan ons 'n bietjie verduidelik. Lukas 18 vers 7 sê die volgende: sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ons gaan gou aan. Ok, so dag en nag moet hier gesien word, vriende, as nie letterlik dag en nag nie, maar 'n aanduiding van die aanhoudenheid, voortdurendheid van die aksie terwyl hulle lewe. Die duiwel sal gepynig word totdat hy nie meer bestaan nie. Luister mooi. Die pyniging sal nie ewig lank duur nie, maar die effek van die pyniging is nimmer eindigend. In ander woorde, dit gaan 'n einde kom. Daar is geen terugkeer daarvandaan nie. Okay? Markus 9 vers 43 tot 48 nou vir julle lees. Nog 'n moeilike skrifgie wat mense gebruik gewoonlik. En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan. Dis nou die tweede lewe. Dis nou die wederkoms van die Here ons gaan kom, ons weer lewe gaan gee. As om 2 hande te hê en in die hel te gaan, in die, luister nou hierso, in die onuitblusselike vuur. Wat? Onuitblusselike vuur. Die vuur kan nie geblus word nie. Onuitblusselik beteken hy kan nie gestop word nie. Hy gaan vir ewig brand. Is ons saam? Nou, ek het Bybel kon praat om teen homself hierso nou. Bybel kon dit homself nou hierso. As dit waar, gaan nou kyk. Maar dis nie so nie. Gaan nou kyk. Waar hulle, luister mooi, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Waarom?
wurm sterf nie. En die vuur word nie uitgeblus nie. Dis die helse vuur nou wat ons hiervan praat, nee. Is nou sê van die hel, van die hel. Die vuur word nie uitgeblus nie, die helse vuur word nie uitgeblus nie, die wurm sterf nie. Maar die vuur kan nie uitgeblus word nie. Dis nie wat hier staan nie, Openbaring Markus 9. Okay? Dis 'n skrifte wat by ons vriende gebruik daar buitekant om te sê, sien jy nou wat die Bybel sê nie? Die wurm gaan nie sterf nie. Die vuur word nie uitgeblus nie. Maar nou, ek het net wil verduidelik vir julle, die Bybel sê hulle gaan stof oor ons voete weer stoppel. Nou hoekom sê die Bybel nou skielik nou, as hulle gaan uitbrand, nou sê die Bybel iets anders nou hierso vir ons. Wat gaan nie aan? Ons gaan aan. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan. Hy woordjie lewe is weer eens zoe in Grieks, verwys na die ewige lewe, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word, luister weer, in die onuitblusselike vuur, waar hul wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met 1 oog die koninkryk van God in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm weer eens nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Die wurm en die vuur, dit wat die vernietiging veroorsaak, is onstopbaar. Beide hou net aan totdat dit wat hulle verteer is. Dis wat hier aangaan. As ek nou moet doodgaan, waarom spreek my op? As daar niks kos vir hulle is om mee te eet nie, gaan hulle sterf. Dit is reg. Maar hulle moet in lewe gehou word deur iets. Okay? Maar luister vir my. Luister baie mooi vir my binne. 'n Vuur brand net tot alles tot as verbrand het. Dit wat 'n vuur doen. As hy 'n vuur moet gebeur nou hierso, hy gaan eers stop wanneer alles as hier binne is, alles vernietig is. Dan stop hy vuur. Is ek reg? So, hoekom sê die mense dat die hel nooit gaan ophou brand nie? Hulle praat van die onsterflikheid van die siel. Wanneer ons sê die siel gaan nie sterf nie, hulle glo die siel gaan nie sterf nie. Die Bybel sê die siel wat sondig gaan gewis sterf. Boek van Spreuke, ek weet nie presies waar dit staan nie, maar ek weet die Bybel sê dit, die siel wat sondig gaan sterf. Okay? Nou weer eens, as jy vir ewig gaan brand, dan lewe jy mos nog. Is ek reg? Jy lewe, jy weet jy brand. Maar die Bybel sê, as jy gesondig het, gaan jy sterf. So, wat gaan jy aan? As die siel sterflik is, hoe lang gaan die hel brand? Totdat die persoon dood is. Nou wil ek graag iets vir julle noem. Marteling is die daad van toedien van erge pyn as 'n middel van wraak, ekstraksie van inligting of betekenis of bloot 'n daad van wreedheid. Wanneer mense jou martel, het hulle die intensie om jou ernstig seer te maak. Hulle is haat jou, hulle wil jou vernietig. Okay? Ons kyk na die Babylon hel versus God. Wat God sê, wie God sê hy is. Straf is die toedien van regstellende aksie om die oortreder te rehabiliteer. Okay? Wanneer ons 'n kind pak gee wat jy mag doen in die lewe mee nie, want jy gaan tronk toe jou kind slaan, dan moet jy kind eintlik reg help, want die kind het 'n fout begaan nie en homself verongeluk of hom maar verongeluk nie. So dissipline is baie belangrik. Okay? Maar kan 'n persoon wat hel toe gaan gerehabiliteer word? Wat dink julle? Kom ons gaan aan. Ek wil julle nie vasvra nie. Die antwoord is nee. Hoekom nee?
as die jaar dan nie 'n einde het nie, martel God ongelowiges vir die eindelose jare van die ewigheid? Is 'n vraag. Nee, die tweede dood is die hel wat nie oneindig brand nie, maar die verbranding het ewige nagevolge. Ek weet nou voorheen gesê, die verbranding het ewige nagevolge. Die wat die tweede dood ingaan, wat in die hel gewerp word, sal vir die eindelose jare van die ewigheid nooit weer bestaan nie. So die Babylon konsep van die hel as 'n aanklag, en ek het in die begin vir julle gesê het, die karakter van God. Al die dwaalleer en die misverstande wat in die Christenkerk inkom, as 'n vyand se idee om hulle te gaan laat twyfel of God liefde is dit. Sê wanneer jy Sabbat verander na Sondag toe, gisteraand gehoor soos 'n Valerie, Sabbat verander na Sondag toe, die wêreld onderhou nie Sabbat soos hulle moet onderhou nie. Hulle Sondag, sonaanbidding, God. Sondag kom van die gedagte van sonaanbidding. Satan kom in die werk in die harte van mense om God se heilige Sabbat van Saterdag, wat môre gaan wees, te verander na Sondag toe. Maar op daai dag, weet die mense nie eers hulle aanbid Satan eintlik nie, want dit is sy dag van aanbidding. Want hy wil God wees. Dis hoekom hy in die hemel uitgeskop was, want hy kan nie God wees, hy sê iemand wat gemaak geskaap is, maar hy sê nee, ek gaan alles naaap wat God gemaak het en wat hy voorstaan. So hy het sy eie heilige dag, ek het my eie heilige dag. Okay? Maar op daardie dag, hy verander nie die dag van Saterdag na Sondag toe nie, maar hy bring ook deur mense wat hy deurwerk, ook allerhande valse leringe. Dis wat ek praat van Babylon. Hulle kan lees daar Openbaring 14 vers 6 tot 12 van die Here 3 engele wat hy gaan uitstuur. Hy is al klaar uitgestuur al, hulle is al besig om te verkondig wat God se kinders gaan terugroep na ware aanbidding toe. Openbaring 14 vers 6 tot 12, né? 3 engele boodskap, laaste boodskap was in hierdie wêreld voor die Here gaan kom. Maar Satan het ook gesê, nee, God het die huwelik ingestel, kom ek gaan dit ook verander en ek gaan 'n man en 'n man ons moet trou en 'n vrou en 'n vrou moet trou, want ek het 'n probleem met God. God het sy Sabbatdag, Saterdag? Nee, ek moet my dag ook hê van aanbidding wat Sondag is. En baie van die mense wat op Sondag aanbid, weet nie eens waarvan kom dit nie. Nou as julle gaan lees in die Bybel, gaan julle lees Jesus was gekruisig die Vrydag aan die kruis gewees, gaan lees op dit. Dan sê die Bybel, soos die gebod bepaal het, die 10 gebooie, die 4de gebod bepaal het, die Sabbat gerus. So daai Vrydag aan, toe die son sak, sê die Bybel, toe begin die Sabbat, van sonsak tot sonsak as jou Sabbat te onderhou. So vanaand die son sak, weet jy hoe laat die son, ek dink so hier voor 7, pas 6, toe begin die Sabbat, toe begin Saterdag. Môre aan die son sak, as die Saterdag klaar. Nou die wêreld se stelsel sê vanaand 12 uur as dit Saterdag. Maar volgens die Bybel is wat wanneer die son vanaand gesak het, paar ure terug, dan begin die next dag. So pastor gaan vir jou Bybel gee, jy gaan lees nie, gaan jou skrifte vir jou gee nie. Hy sê Jesus was op die kruis gewees. Bybel sê die Sabbat wou aanbreek, die Vrydag, as op die kruis haal hom af. Hulle moet hom doodmaak voor die Sabbat, want hulle is ook kerkmense wat hom doodmaak, maar hulle glo nie, hy is 'n krimineel. Hulle glo nie is God se seun nie. Maar hulle wil die Sabbat onheilig self nie. Die Fariseërs is die mense wat die Here doodmaak. Okay? En die Sabbat wou aanbreek sê die Bybel. Dis nog Vrydag. Die Sabbat wou aanbreek, die Vrydag aan. 'n Sabbat. Okay? Volgens die gebod het hy gerus in die graf en vroeg Sondagmôre het Maria na die graf toe gegaan. Op die eerste dag van die week, sê die Bybel. As jy weet my. Dan vir wys die Bybel net net toe, né? Dan vir wys, né? Op die eerste dag van die week, op die Sondag, het die vroue na die graf toe gegaan om die liggaam te gaan balsem. Hulle het nie 'n lewende God verwag nie. Hy het hulle gesê, hy het 3 keer gesê hy gaan opstaan, Suster Marita. Hulle wil hom nog gaan salf om nog te bly, dood te bly. Hoor jy wat ek sê? Jy moet hoor wat ek sê. Hulle verwag nie 'n heiland wat gesê het hy gaan opstaan, Suster Emke. As hulle saam hulle verwag nog 'n dooie man hulle gaan salf. Sondagmôre, vroegoggend is hulle daar. Maar toe hulle daar kom, sy klere opgevou, mooi netjies en hy is nie daar nie. Hy het toe later hulle verskyn toe.
Maar ek probeer vir julle sê dat die Sabbat is Saterdag en nie Sondag nie. Duiwel is kwaad vir God. So alles wat God instel wil hy verander en sy eie dag hê van aanbidding. Hy soek aanbidding. En baie van sy familie, vriende, weet nie dit nie. En die Here gaan vir hulle dit verduidelik vir hulle voor hy gaan kom. Hulle moet uitkom uit verkeerde ledinge uit wat geleef word in hulle kerke. Hulle is nie almal nie vir die Here, nie vir die Here, nie verkeerd verstaan nie. God is se kinders, in alle kerke is sy kinders, maar daar sekere dwaalleerders wat inkom in die kerke, né? Maar van die Sabbat deel van dit is, ons nou weer aangehoor, so dat van die Sabbat gepraat, 'n paar skieters, 'n paar susters van die dooies. Toe sy my dooies is ook 'n verkeerde leding. As hy verduidelik wat gebeur met die dooies, vanaand wat is van die jal is vir ewig nie, né? Ons het gepraat weer aan van die wegraping, daar is nie geheime wegraping nie. Die Here almal, as jy kom en almal hom sien. So julle hoor vanaand 'n paar dinge hier wat julle nog nie gehoor het voorheen nie. Deuteronomium 4 vers 23 en 24 sê, neem julle in ag dat julle die verbond van die Here julle God wat hy met julle gesluit het, nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie, 'n gelykenis van enige iets wat die Here jou God jou verbied het, want die Here jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Nou kom ons kyk dan die verterende vuur. Kyk, die naam van die Here kom van ver af, sy toren brand, swaar wolke kom op, sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos 'n verterende vuur. Die sondaars in Sion bewe, sittering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Jesaja 33 vers 14 tot 6, ons gaan aan, vers 15 sê, hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie, hy sal op hoogtes woon, rotsvestings in sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Ons gaan nou op Hebreërs 12 vers 26 tot 29. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy hulle beloof en gesê, nog eenmaal dat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Jesaja 33 vers 14. Wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Nou, as jy gaan lees in die boekie van Daniël, sy 3 vriende word gegooi in die vuur in. Die koning het die vuur 7 keer warm gemaak, 7 keer. En die persone wat hulle ingooi in die vuur, my kind, die Bybel sê hulle verbrand dood. Gaan lees in die boek van Daniël, né? Daniël hoofstuk 3. As ek reg is, 3:4. Maar die 3 vriende van Daniël wat in die vuur gegooi word, wat 7 keer warm gemaak is, brand nie dood nie. Ons weet nie, die Bybel sê nie vir ons of die vuur hulle ketting, hulle was vasgebind gewees. Weet nie hoekom die manne wil vasbind, as 'n rede vir dit obviously, hulle bind hulle eers vas en gooi hulle in die vuur in. Sien die duiwel wil altyd is jou vasbind met omstandighede van die wêreld van sonde voor hy jou vernietig. Hy wil jou verslaaf maak aan iets. Hy wil jou vasbind, hy wil jou gevange hou. Maar kom by die manne vasbind wat jy in die vuur gaan gooi, in elk geval as soldate kom, manne wat daai manne gaan gooi. Maar anyway, die Bybel sê hulle loop rond in die vuur en Jesus is by hulle in die vuur. Hulle loop rond, hulle kettinge is nie op hulle nie. Ons weet nie of die vuur se vlamme die kettinge losgebrand het nie. Of net van self afgeval het nie. Maar dit gee ons die gedagte dat Jesus, so nou kyk na die brandende bos van Moses, toe God met hom praat in die brandende bos, God praat met hom uit 'n bos wat brand tel en die bos brand nie uit nie. Né? God is 'n verterende vuur. Jesus wat wie God is, se seun is in die vuur
in die mensgemaakte vuur met hierdie 3 jong manne wat staan vir God. Hulle wil nie buig voor die koning se beeld wat hy gemaak het nie. En soos die ander mense ook buig nie. Hulle sê nee, ons bid vir een God, ware God. En hy's kwaad, hy gooi hulle in die vuur in. En ons sien daar, omdat die verterende vuur, God met hulle in die vuur was, verbrand hulle nie uit nie. Is ons saam? So God is 'n verterende vuur, maar ons gaan gou aan. Die gelowige, die kind van God, wat deur die heerlikheid van die almagtige God, die verterende vuur nie tot niet gemaak word nie, maar hulle in sy teenwoordigheid verlustig. Hulle in sy teenwoordigheid verlustig. So wanneer God eendag gaan terugkom, gaan die goddelose nie bestaan nie, weens 2 redes kan hulle nie bestaan nie. Nommer 1 gaan die waaragtige vuur wat jou brand, gaan hulle vernietig. Maar ook God, wie 'n verterende vuur is, gaan hulle ook vernietig. Hulle kan nie hom sien en bly leef nie. Die Bybel sê niemand kan God, die mens ons vanaand kan nie God sien en bly leef nie. God in ons is verander. Hierdie liggaam, hierdie sondige liggaam verander word soos Rita, en dan eendag gaan ons hom kan sien. Okay? So die verterende, sou God nie selfs vuur, waaragtige vuur dat ren het nie, en hulle gaan vir hom sien as verterende vuur, dan gaan hulle ook dood neerval. Inteendeel, wanneer die Here gaan kom, Boeta, as die Here nou vanaand kom, en jy sê reg nie, en ons, sy heerlikheid gaan ons vernietig. Ons gaan sê berge, die Bybel sê, ons gaan sê berge val op ons, verberg ons van die aangesig van hom wat op die troon is. Soos as die Here nou kom, gaan die goddelose, in elk geval, deur sy teenwoordigheid, die verterende vuur, dood neerval. En die wat omdat die Here lief het, gaan die Here verander in 'n oogwink. En ons gaan hom kan sien. En saam met hom, in die lig gaan ons hom ontmoet natuurlik, en saam vir ewig saam met hom wees. So, ek hoop julle vanaand verstaan, dat die Bybel leer vir ons, die goddelose, gaan nie vir ewig brand in 'n hel nie. Hulle gaan vir ewig beteken tot wanneer die vuur sy doel bereik het. Dan is hulle dood. Niemand is tans in die hel nie. Duiwel en sy engele, sê die Bybel, ek het vanaand vir julle gelees, as hy vuur is bewaar vir die laaste dag, vir die oordeel, en ongelukkig ook die wat sy name nie in die boek van die lewe geteken is nie, dis so ongelowig is, gaan saam met die duiwel en sy engele eendag brand, vir ewig, dood. Ons weet nie hoe lang hulle gaan brand nie, ons weet nie, hulle gaan baie lang brand. Ek wil glo hulle gaan baie lang brand. Ander gaan dit 'n oogwink brand en dan sê nie meer dan nie. Maar en God gaan nie net langlik brand soos jy omdat hy vir hulle haat of so nie, maar daar's gevolge vir hulle keuses wat hulle gemaak het. Maar is 'n aksie van liefde, soos Suster Valerie, né? Want God kan nie vir ewig die goddelose laat lewe en hulle ander mense vernietig en hulle self vernietig nie. So hy moet 'n einde maak aan sonde. Hy kan nie vir hulle vir ewig laat lewe nie. Soos Valerie iets gesê het. Ja, ek sê ook die loon ons word vergoed volgens ons werke. Ja. So hoe loser jou werke was en hoe meer loos jy was, hoe meer sal die vuur vir jou brand. Dis reg. En dan die gevolge is vir ewig. Dis reg. Die vuur al is die vuur uitgebrand. Die gevolge van daai uitbrand is vir ewig. So dan word nooit weer as 'n gedeelte. Amen. Amen. Ons gaan Sabbat is, ek wil graag daar by moet afsit soos Valerie. Baie dankie. Môre gaan ons juis hoor van hierdie wederkoms van God. Alles eindig goed en mooi, pragtig. Ja, ons moet vir 'n kort tydjie moet maar nou maar verduur hierdie sonde, hierdie lewe wat nie baie keer lekker is, baie keer in die uitdagings, né? Want die Here is goed vir ons, onder alles, né? Ek kyk aan ons. Maar die Here gaan alles nuut maak, dierbaar is. Soos jy moet werk. As jy moet werk om vir 'n kort tydjie die plesier van die lewe is baie kort, dierbaar is. Om vir 'n kort seisoen, soos dit daar. Ons kan nie vir 'n kort seisoen die lewe wil geniet, die vlees wil entertain, die liste van die wêreld aan te jaag. As gaan nie moeite werd is nie. Kom ons druk maar deur hierdie moeilike tye.
want daar is vir ons ewige tuiste voorberei, wat die Here vir ons gaan voorberei. Die Here seën ons almal. Amen. Kom ons bid net so saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand weer ons 'n voorreg gehad het om te hoor wat U woord sê rondom hierdie jaar. Ons het gehoor, Here, dat U behaag is nie om die kinders wat U geskaap het dood te maak nie, selfs te verbrand, Here. Maar U moet 'n einde maak aan sonde, U moet alles reinig. En elke liewe mens op aarde gaan U 'n regverdige keuse gee om te maak, genoeg kanse gee om te kies, om lewe te kies en nie dood te kies nie. Ons weet, Here, dat U is 'n God van lewe. U het kom lewe kom gee. Maar U kan ook nie vir ons forceer nie, Here, as ons nie lewe wil kies nie. Maar ja, ons vanaand, elkeen van ons vanaand hier binne, dat ons vanaand die lewe sal kies, dat ons U sal kies, wie die lewe is, wie die lewegewer is. Ja, ons Here, wanneer ons met ons families gaan deel omtrent hierdie belangrike profesie lering, dat ons die Gees van die Here sal vertrou om ons te help om regte woorde op ons lippe te plaas. En hulle ook kan sien wat die waarheid is. Hulle ook kan sien, Here, is net die Satan se plan om vir God voor te stel as 'n monster, iemand wat net die mens wil seermaak, wat nie lief is vir die mense nie. Mag U vir ons kom help om te sien wie U is. En U is 'n God van baie liefde, baie genade en vergifnis is altyd vir ons beskikbaar as ons na U toe kom. Vergewe ons sondes en reinig ons van al ongeregtigheid die wese en neem ons veilig huis toe en wil ons môre 'n nuwe môre opwek as U wil is. Ons bid in Jesus se naam. Amen.